Goeiedag. Ek het gister gewys hoe dat professor Adriaan Koenig aantoon dat daar 'n verband tussen die doop en die besnydenis is en dat die doop op die ou end vir ons deel gee aan die betekenis van die besnydenis, naamlik dat ons 'n nuwe lewe gekry, die ou lewe van die ou sondige lewe tot nuut gemaak is en dat ons deel kry aan die verbond met Abraham. Twee misverstande moet egter hier uit die weg geruim word. Die eerste is die misverstand dat ons hier die volle betekenis van die doop het. Die doop se betekenis is baie ryker. Dit is nie so dat die besnydenis eenvoudig aan die doop oorgegaan het nie. Eintlik het besnydenis en doop 'n ruk lank saamgeloop in die vroeë kerk. Terwyl Jode en heidene gedoop is as hulle tot bekering gekom het, het Christenjode nog steeds hulle kinders besny. Handelinge 21 vers 21 verwys hierna. Ons moet onthou dat alles nie dadelik duidelik was na die opstanding van Jesus nie. Trouwens, hy het self in die vooruitsig gestel dat die Gees die disippels geleidelik in die hele waarheid sou inlei. Johannes 16 vers 13. Daarom het baie insigte geleidelik gegroei. Ons weet byvoorbeeld dat die Christene aanvanklik die kruis heeltemal negatief geïnterpreteer het en eers byna 20 jaar na die kruisiging besef het watter wonderlike waarde die kruis het, soos Paulus dit in Galasiërs 1 vers 4 ook beskryf. Net so het die doop aanvanklik net die betekenis van vergifnis en reiniging van sonde gehad, en eers later ook die betekenis gekry van vereniging met Christus en inlywing in die verbond. Opsommend sou ons kon sê dat die doop se betekenis teruggegaan het op twee gebruike in die Ou Testament. Die groot versoendag van Levitikus 16, wat beteken vergifnis en reiniging van sonde, en die besnydenis, inlywing in die verbond en beëindiging van ons ou lewe. En dan het die doop natuurlik ook nuwe betekenisse gekry, soos die vereniging met Christus. Die tweede misverstand is dat die doop net vir gelowiges is. Natuurlik is die doop vir gelowiges. En natuurlik is daar niks met die sogenaamde groot doop verkeerd nie. Ons kan die Here prys vir elke buitestander wat tot bekering kom en dan gedoop word. Dis besny. Dis presies hoe die besnydenis ook gewerk het. Dit was in die eerste plek bedoel vir heidene soos Abraham wat aan God begin glo het en dan besny is. Die besnydenis was immers voluit 'n geloof sakrament, net soos die doop. Maar tog het die Here Abraham beveel om ook vir Isak te besny toe hy nog 'n kind was. Die besnydenis was dan, net soos die doop, 'n geloofsakrament. Abraham is besny as teken en bewys dat God hom aangeneem het, omdat hy geglo het, maar Isak kon mos nog nie glo nie. 'n Mens kan verskillende verklaringe hiervoor aanbied, maar belangriker as enige verklaring is die feit dat dit die wil van die Here was. Hy wou hê dat die gelowige Abraham aan sy seun, nog voordat hy self kon glo, dieselfde geloofsakrament sal gee wat hy self ontvang het, nadat hy, dit is Abraham, tot geloof gekom het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons maak partykeer die geloof vir ons so ingewikkeld, wanneer ons begin stry oor groot doop, klein doop, bekeringsdoop, verbondsdoop, terwyl U dit eintlik vir ons heel eenvoudig gemaak het. Glo net in Christus en jy sal gered word. Help vir ons om ook dankbaar te wees vir die genadetekens wat U vir ons gegee het, soos die doop in Jesus se naam. Amen.